mag ons hierdie fonteine wees, maar wat net vloei, Vader, vir U. Maar mag daai water wees soos dit van die berg Hermon afgeloop het. Vader, soos ek nou gedeel het, van U sê dat eenheid is soos berg Hermon se water wat loop, maar toe ek in Israel was, het iets vir my gewys van daai klippe wat so in die water wat so loop, soos daai klippe, en hoe daai klippe die water breek. Moet dan soos as jy klippe daar nog het wat daai vloei breek, wat daai vloei breek van wat daai lewende water so uit jou uit kan kom. Maar vra vir Abba vanaand om daai klippe weg te vat. Want ons goeie nuus vir jou, want as hy klip weggesvloei of as hy klip dalk wel daar op 'n pad is, die water vorm weer nadat hy daar by daai klip gaan, vorm daai water weer. Baie keer sal die vyand kom en hy kom sit vir daai klip in jou pad om jou water te stop. Maar laat dit bly vloei. Daai water kom uit te vloei en dit verder vloei. Dis wat Abba wanneer hy sê dit is so mooi en daardeur sê ook dat daai eenheid sal kom so wees soos die olie wat van Aaron se baard af drup. Die Vader daarvan vra vanaand dat die olie, die salwing so oor ons sal drup van ons Vader. Dat so sal drup oor ons Abba as 'n bediening. Abba, ons bid vir U salwing. Ons bid vir U dat U ons sal seën as 'n bediening, Abba. Vader, as 'n huis van U vir ons Vader. Ons dekleer dat hierdie is U huis, Abba, en ons is U kinders, Vader. En dankie Vader vir hierdie wonderlike fees. Hierdie feestyd wat ons kan doen, dat ons hierdie feeste in die Moadien van U kan kom en ons wil dit doen, Abba, want ons smag om net gehoorsaam te wees, Abba, want U is 'n goeie Vader vir ons. U het die seun vir ons gestuur, so lief het U vir ons, Abba, en al wat U vra is net, onderhou my kind onderhou net my goed, het ek vir U vra. Wees dit gehoorsaam, luister net vir my. Abba, daarvoor kom bid ek vanaand, Abba, dat U ons sal kom deurgrond, Abba. Deurgrond ons harte, Abba, verander dalk as daar nog 'n klip in ons harte is. Kom verby dit asseblief, Abba, en geef ons hierdie sagte, vleeslike harte, Abba. Ons bekleer vanaand, Abba, dat hierdie harte behoort aan U, Abba. En dan die Vader, U hier Ruach Heilige Gees in ons harte vir ons gee, sodat ons kan leer, sodat ons vertrooster kan wees, sodat ons kan, U sê, U sal vir ons hier Ruach gee om ons te leer om U in sy dinge te onderhou. Daarvoor kom die plan ons vanaand, Abba, dat ons het die hartbegeerte, dat U ons kom leer. Dankie Vader vir die weg wat U is so, dankie U vir ons die weg gemaak het. Die waarheid in die lewe, wat U vir ons kom gee, tot my Vader. Maar ek bid nou Vader, dat hierdie oomblik vir U aannemlik sal wees, en mag dit vir U soetgeer wees. Mag U die hele aand vir U soetgeer wees. Ons eer U, bid alles in die soos en naam. Amen. Dankie Here. Alright, so ek praat vanaand 'n bietjie oor visbrood, soos ek nou gisterand Pesach gehad, dus weet lees dat die serie so awesome aand is gisterand. Dis reg alles gewees. En die unleavened, die leven is awesome, vandag beleef, en ja, ons het nou visbrood sien aangebreek. Wat vooraf is dit nie om, daar was 'n derde fees in te gaan. En dis 'n mooi fees. Ek hou van visbrood, dis altyd daai vrugte is mooi, altyd mooi. As ek nou sê visgroente, dan sal ek nou nie dit so like, maar visbrood is vir my mooi. Dis daai mooi vrugte, en dit is toch hoe ons geken word, is aan daai vrugte, en dis daai mooi, vrugte is mooi, dis mooi. So kom ons lees, om die fees te verstaan, want ek gaan ook net 'n stukkie lees oor die fees, en dit is belangrik om op Abba se fees te lees oor die fees. Levitikus 23 vers 10 praat oor die fees van visbrood. Daar staan geskrywe, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, kinders van Israel, nie Jode nie, ek sê altyd die mense, want dit is vir Jode, spreek met Israel, as julle in die land kom wat ek julle gegee, en sy opbrengs oes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring. Hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Dis nou die dag na die Sabbat van aanleweling. Die fees van ongeskeurde brode. Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei. En die spysoffer wat daarby behoort, 2/10 van efa fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die Here. Abba is nogal baie spesifiek oor wat hy wil hê. Hy sê 2 efas nogal. Wat hy wil hê, efa fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die Here, 'n lieflike geur en daarby 'n drankoffer
van wyn, 'n kwart in, daai wyn daarso is die los. Dit is Abba, sal nie sê ooitjie Robinsons of wat gou daarby nie. Dit is Abba se die los wat hy saam met dit wil hê. En jy al wyn se reuk geproe, druiwesap se reuk en so, jy ruik al vrugte as jy al druiwesap drink. So, vers 14 sê, julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daar dieselfde dag toe nie. Totdat jy 'n offer van julle God bring, dis 'n ewige insetting vir julle geslagte en al julle woonplekke. Hoekom doen ons dit vandag nog? Dit is, Abba sê so. Abba sê ons moet dit doen, maar dis ook dis dat daar denke, dis daar herinnering. En mag Abba ons nou leer, hoekom ons vleesbroers daar denk nog vandag. Want ons kan baie leer, is alles skaries wat jy so kon vervul het. En het jy so dit vervul? Ja, hy het vleesbroers kon vervul. Hy het Pesach vervul, hy het fees van Unleavened Bread kon vervul, hy het Pentekoste vervul, hy het nog fees van trompette vervul. So is al baie vervul. En sê Yeshua, ons kan, hy sê ons in sy woord, is dat jy kan niks uit sy woord het al, nie voor alles vervul is nie. Alles is nog nie vervul nie. Hy moet ons nog normaal. Jy mag jy al jou taal met voete uithaal. So dit is baie belangrijk. So jy mag het nie uithaal. So, wat in Yahweh sê, die volk moet iets van hulle oes, wat hulle het, van hom teruggee. Die eerste in gaf, die ander woord die first fruit. Psalm 24 vers 1 sê, Abba, dat alles hoort. Hy sê ons vir die aarde, die paal uit, alles hoort in Abba. Hy sê tot die 1000 cattle on wheels, hoort in hom. Alles silwer, al die goud, kom die woord uit, hy sê dit hoort in hom. Hy besit alles. Hy besit alles. Nou, hoekom sal Abba nou, as hy alles besit, ietsie wil teruggee? Hoekom gaan hy nou wil hê, jy moet nou die eerste gaf voor hom waar, as hy alles besit? Hoekom wil hy weer teruggee? Hoekom soek hy? Hy sê ek soek dit. Alles hoort in hom. Toets Abba nou die taaks, die hart van die kinders. Abba kyk na jou hart, dit gaan oor die kinders self nie. Dit gaan oor hoe, of jy werkelijk waar, hoekom gee jy die kinderen voor? Gee dit om net om rede om Abba te sê, om die goed kry, wil jy daar die blessing van my laagie wil hê, jou stuur wil vol kry, of gee jy om rede jy, dit is hier so Abba, hy is my alles vir u. Hy is my alles, dankie vir alles wat u vir my gee, ek gee vir ietsie terug vir u. En dit is die ding, Abba toets altyd die hart, want hy besit alles. Maar hy dalk nie hê, hulle moet om dankie sê, deur te doen nie, dankie sê vir die oes wat op hulle lande is, deur dankie te sê, hier soos het kry. En dit is basis vir ons vandag doen met ons finansies. En jy sê van Abba, dankie vir die voorsiening van die maand. Kom gee vir Abba ekstra. Ek praat nie die van maand. Dis net, ek het dit ook op. Maar hy soek daai geur van die offer. So daai wat jy vir Abba gee, daai hart wat jy vir hom wys, wat jy vir hom daai offer teruggee, daai eerste gerf teruggee, kom hy en hy leer ons in visvloes, en hy soek hierdie soet geur, hy soek hierdie lekker lieflike geur wat hy, so daai wat jy gee, moet vir hom nog, nie net nice wees in jou hart uit nie, maar moet ook vir hom hierdie lekker geur wees. Dit moet ook nice wees, hy wil het hê. As geur, en wat kan ons leer van geure, as jy gaan kyk by die goue altaar, was dit daar incense wat hulle opgesit het. En die kole wat hulle van die brons altaar afgevat het, en dan dit het hulle nie by Steins Fire gemaak, en dit het daai geur gemaak, as soet geur gemaak, al die incense, al die vuurrook wat hulle daar gesit het, en dan het hulle Vader geloof. Dit was hulle vir jare en jare en jare, hulle in die tempel het Abba geloof, maar as soet geur. En dan Abba was die nou jou huis gewees, so Abba moes het obviously gryp. Hy is oorste, maar hy was daar binnenkant ook gewees. En dan het hy hom gehoorship. So Abba wil net die beste hê. En as jy kyk na jou lewe, wat soek Abba van jou? Soek hy net jou geld? Of soek hy daai soet geur? Soek hy daai set apart stukkie wat jy vir hom het? Daai eerste gebed dalk in die oggend. Dit is net 'n first fruit nie, dis daai eerste gebed wat jy vir hom gee in die oggend. Nie van daai van môre my foon of môre WhatsApp of môre YouTube nie. Môre Abba, dankie vir nog 'n dag, mag U geseën wees. Ons kan so leer by die Jode wat hulle heel eerste woorde is Baruch atah Adonai Elohim. Mag U geseën wees. Mag U geseën wees. En ek probeer dit so baie ek as mense ons almal kon kort die glo hê. Dis baie keer moeilik. Ek probeer regtig in die oggend as jy so wakker word. Jy's ons skaars wakker en dit net te sê, mag U geseën wees.
Dankie dat jy my beskerm en gestaan. Wat 'n groot genade is dit ek oggend kan wakker word. Maar wat doen ons as mens? Ons gaan eers en kyk hoeveel boodskappe kry die vorige aand. Dis mens, dis niks wat ek minimaal ek daag uit nie, maar probeer dit ons doen. Abba, dankie te sê. Dankie te sê vir die aand en dankie sê vir nog die dag. En vra vir almal die dag. Seën hom eers en dan vra ek vir hom die dag te sien. So dit gaan alles oor hom en hom te verheerlik. Om hom eers te plaas. Dis daai eerste vroeg wat ons vir hom waai elke dag. Genesis 4 vers 4 sê Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Daar was die vet oorgeneem. Dus die offers, die 5 verskillende offers wat die bronsaltaar gedoen het, Abba hou van vet. Vet is brand, is ook tot dit al ryk as skapies het vet gestrand. Dit is ryk lekker. En so Abel het sy offer aanvaar. Kain se offer was die teenoorgestelde. Abba het nie van Kain se offer gehou nie. En die ding is hoekom? Het Kain het hy in die staan geskryf, Abel het sy, die staan, ek gaan lief ons lees. En Abel het ook van sy eerstgeborenes, hy het sy eersteling gerd vir Abba gebring. Hy het sy eerstgeborenes, van sy eerstgeborenes, sy nuwe begin het hy vir Abba gegee. En Kain, ek gaan nie sy eerste pompoen gegee, maar hy het weer daarby, om ons offer, verstaan. En weer eens het Abel sy aanvaar, want Abba het letterlik sy eerstgeborene gegee. En Kain is net tussen, nee, ek is net 'n offer bring. So Abba kyk nou die hart, Abba kyk hoe jy vir hom gee. Hoe is jou offer, soet gee vir hom of nie? Abba is erg vir sy offers, en hy besluit of het vir hom geneemlik is of nie. Abba besluit. En wat Abba lei nou so oor byvoorbeeld vir Amos 5 vers 20, waar hy sê, as jy hierdie mensgemaakte feeste doen, van lees gerus van jou skrif, sê Abba daarso, hy haal dit, is nou al die extra goeders, ons weet om ek nie op ingaan, okay? Maar dan sê ek daarso, ek gaan nie eens meer luister na die worship songs nie, of jou offers aanvaar. Hy sê dit, hy gaan nie offers aanvaar. En dit is presies dieselfde wat hy met Kain gedoen het, hy het sy offer gereject. En daar het jy sieg gekom. So hy kyk na die hart, Abba kyk die hart, hy grond die hart. Eksodus 13 vers 2 sê, hy het vir my al die eerstgeborenes, alles wat die moederskoot open, onder die kinders van Israel, van mense en van die diere, dit is myne. Duidelik gestaan gesê, Abba sê weer eens is bevestig, die eerstgeborenes is syne. En ons is eerstgeborenes deur Yeshua. Hoe mooi is dit? Abba sê, ons is syne. Die eerstgeborenes, die wat aan hierdie kant van die bloed is, dit is syne. Dit is net mooi. So Abba soek net die beste offers van sy eerstgeborenes af. So, as jy byvoorbeeld iets leen by iemand, weet jy al, ek weet die vrou natuurlijk baie, as jy byvoorbeeld ietsie leen, soos 'n bak, okay? Dan as jy dan die bak terugvat, dan is dit 'n ding van, jy sit altyd 'n koekstukkie daarin. Hoor mooi. Sit altyd 'n koekstukkie daarin, of ietsie. Jy gee nooit iets weer terug nie. Jy nooit iets weer aan die terug. Dis ou mense se tradisie gewees. Dit jy nooit iets weer aan die terug nie. En dit is belangrik. Ons is Abba se eerstgeborenes en ons het 'n geleende tyd op aarde. Ons weet Abba se genade is elke dag nog 'n dag wat hy vir ons neem. Dis nog 'n dag wat hy vir ons gee. En die ding is wat gee jy vir Abba? Gee jy net 'n leebak terug? Of gee jy altyd jou ietsie ekstra terug? Daai ietsie ekstra van dankbaarheid van Jesus Abba, ek sal vir u daai ekstra melk gee. Ek sal vir u daai ekstra dakkies gee elke dag. En dis presies daai, jy moet nie weer aan terug gee nie. Gee Abba soek die beste. Want alles behoort aan hom, maar hy wil nog steeds daai bietjie ekstra hê vir jou, wat ietsie terug. Want jy ons kry elke dag. Hoe baie kry ons? As jy sê gaan kyk hoe baie Abba se genade elke sekonde vir jou is. Dis dit dalk kan die prys opgesit word. Elke sekonde se genade.
En dis daai teruggee. Nie weer bak teruggee nie. So hoe dit gewerk daai tyd met first fruits. So first fruits het begin weer, daar was 'n verkenner gewees, en hy het na die land toe gegaan, dis nou met die oes, dis nou toe met beloofde land is, en toe nou begin het om die oes in te kry, en na fees van Unleavened, het hy gegaan en daar was 'n verkenner gewees, hy het in die land toe gegaan, en dan het hy gaan uitkyk of die oes ryp is. Hy het gaan kyk of die balie reg is. Okay. Dit was balie gewees en nie die koringoes nie. Die koringoes het eers gebeur voor die winter. So daar is die balie oes gewees, so is in die lente tyd gewees. Okay. So wat balie, hy is in lente en dan die koring is in die winter. Ons moet sê, het is net so kort se tyd daai tyd. So het hy geweet as dit ryp was, die balie. Okay. Nou, hulle moes gekyk het, want hy moes kyk vir die balie reg is, dat kon nie, ek weet, ek praat nie gedeel, my pa, ons het geboer. So jy het letterlik gegaan in jou milies van toets, of wat se voginhoud van die milies, voordat jy begin stroop het. Van die silo's waar jy invat, moes jy seker hoeveel vog gehad, as jy nie gestroop het. So, dit is basies daai tyd ook gebeur, hulle gekyk van die voginhoud. So hulle weet dit dat daar nog, die inhoud nie meer as 12% nog van vog moes gewees het op die balie nie. Dit is interessant. Dit moes 'n goue kleur gewees het. Dit was 'n goue kleur die balie as dit ryp was. Ja, goue kleur. En dan wat hoe hulle nog herken het is die sade, die koppe het gehang van die balie. Dus daai hele uitsoek gehang. Dit is my gewig wat hy gedra het. Hy is 'n volk is wat hy begin hang. En ek dink na die sade en die takkies gesê het, daai hang effek. En dat is nog reg, maar dat is nog nie reg nie, maar daar hang nie, maar daai effek. So onthou dit. Dan het hy die bottel gesny met 'n sekel, okay, van flint. En daar het nie seker ystersekels gehad nie, dit met flint gesny. Dis 'n klip gewees, 'n harde klip gewees wat hulle skerp gemaak het. Nou dit in daai klip het hulle gesny. Right? En hulle dan die bottel gevat en aan die einde van die week was 'n Sabbat. Met ander woorde die eerste dag van sononder het hulle dit dan gaan goedgekeur eers. Maar eers goedgekeur en as dit goedgekeur was, dan het hulle dit geswaai. Beweer vir alle Vader. Net het dan gesê nou vir die eersteling, hierdie first fruit nou, hierdie eerste, letterlik die eerste van die oes. Dis soos die eerste vrag wat jy inry na die studie toe, het hy dan voorgesê. Dan sal met 1 jaar lam, sonder gebrek as brandoffer en spysoffer van 2 tiendes en fyn meel gemeng, met olie as vuuroffer aan Jahwe. Dit was 'n joyful dag gewees. Dan was dit vir alle 'n lieflike geur. Nou 1/4 vir wyn en drankoffer. Hoekom al die offers? Hoekom al die offers? Hoekom daai fyn meel? Hoekom daai olie? Hoekom daai druiwesap? Daai wyn? Hoekom soek Abba nou al daai goeders saam met die balie wat geswaai word? Was nie van Abba soos 'n ete van lieflike geur. Kom ons kyk. Kyk waarna wys dit. Die bestanddele van first fruits. Okay. Die eerste eenheid, wat is die bestanddele van die first fruits? Daar was 'n lam gebraai. Okay, die Pesach heel eers. As jy vat Pesach en Unleavened first fruits, al 3 feeste saam. Okay? So dit is 'n hele ete. As jy so kan sê. Hoor my net. Die lam is gebraai sonder oorspoel. Dit verwys na Pesach. Daar was meel, Vader sê soek meel. Vir die Unleavened brood, vir die fees van Unleavened brood. Okay? Olie om die koning te anoint. Yeshua is die koning. Hy het die doringkroon gehad en hy is die hemelse koning. Wyn om covenant te finaliseer. Is dit nie die prent van nagmaal nie? En al 3 feeste in een offer. Wat Abba die punt van al 3, die Pesach, Unleavened, first fruit, na mekaar, 3 dae aan mekaar. Hier kom hulle op die einde van die first fruit en hulle eindig met al die eienskappe van al 3 feeste. En Abba sê vir hom, hulle is 'n lieflike geur. Is 'n lieflike geur. Pesach, Unleavened en first fruit. Net soos Esther die mense vir 3 dae daar wat vas het, vir die perfekte ete saam met die koning. Yeshua het die dag van first fruits kom vervul na sy 3 dae in die graf. Soos Jona die buik van die vis was. Sê dit reg? Ja. Altyd die toere. Ja, ek sê altyd, ek sê
Daniel die vis. Dit is raar, van laag uitgang hier, ek dink dis tot my, want ek hoor ek sê het raar. Matteus 12 vers 4 sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Soos net soos die verkenner die regte baarlie, die bonneltjie baarlie gesoek het, so het hulle vir Yeshua die aand voor sy kruisiging gesoek. Die hoofpriester, Caiaphas, het hom ondersoek in sy hart. Net so moes die hoofpriester die gerd ondersoek of het reg en reg is om voor Jahwe te waai. Na 3 dae in die graf het Abba Jahwe op die eerste dag van die Sabbat vir Yeshua kom lossny van die aarde af. En so het hulle ook die bonnels kom sny. Yeshua is die perfekte offer wat geswaai is. En dit was vir Abba en liefde gegee. Wat gebeur by die vervulling van is. Hy is die visvloed. Net so na die visvloed of die volk begin oes het, net soos na die visvloed offer, die volk begin oes het, so gaan Yeshua ook begin met die oes wat ons is. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou, Yeshua is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword. Korintiërs praat van. Hy het die eersteling geword van die wat geslaap het, die by Abraham se boesem. Hy het die eersteling geword. Hy het in die aarde afgedaal en hy hulle gekat, die wat op Abraham se boesem gelê het. Vers 22 staan daar, want soos hulle in Adam sterf is, so sal hulle almal in Yeshua lewend gemaak word. Yeshua is die visvloed en hy gaan ons ook kom oes, soos hy daai tyd vir die wat by Abraham se boesem gelê het, gaan kat het en hulle opgevat het oor. So gaan hy weer kom om ons te kom haal. Lukas 10 vers 2 sê, oes is groot. En arbeid is min. Ons is die oes vandag. En hoe moet die oes lyk vir Yeshua? Hoe moet ons lyk vir Yeshua as die oes? Kom ons kyk. Hoe weet ons as die oes wanneer ons gereed is? Ok, hoe werk dit? Die saad word geplant op vrugbare grond. Jy het 'n keuse. Jy is die oes nou. So jou saad word geplant. Jy het 'n keuse waar daai saad gaan val. Kan jy tussen die klipplat val en tussen waar dat die voeltjies hom opbou. Of gaan jy voorbereide hart hê, voorbereide grond hê vir daai saad om geplant te word. Okay, dis die heel eerste ding in vrugbare grond. Wie gee die water? Ruach gee die water. Hy gee die water dat hierdie oes, hierdie baarlike oes van Abba kan groei. So daar groei kan plaasvind, ontkieming eerste. En dan groei daar, en so kom hy en hy gee water, en hy gee water, en hy gee water. Kijk, wat is daarna? Ons moet eers ons eie ontslae raak, voor ons uit is vir oes. Ons moet eers van ons vog ontslae raak. Want die probleem is, as die vog te veel is, dan is die oes nie reg. So baie keer as jy gevul word, heeltyd, jy word gevul, heeltyd, jy word heeltyd gevul, dan begin jy te vol raak van jouself. En dit is baie belangrik om dan na die handelings te hê. As daai perfekte baarlie wat staan vir Abba. Wat vog inhoud met 100% reg is. En mag Abba ons leer te sy woord dat ons die regte vog inhoud het vir hom. Nie oorloop te veel nie. Ons bekers moet oorloop. Maar ons praat nie oes nie. Dan gebeur daar iets. Die aarde begin buig. Sodra jy reg is, begin jy buig as die baarlie. Nou buig beteken in Hebreë shakar. Shakar. Ek sê dit daar sê. S-H-A-W-K-A-W, shakar. Die Hebreë prent is in daai shakar beteken, daar's 3. Dis die Shin, wat fire of God verteenwoordig. Okay? Dis nou die buig, dis wat buig, né? Verteenwoordig die vuur van God. Die kaf, wat die anointing verteenwoordig. Die hy, wat Abba Jahwe verteenwoordig. So vat jy alles by mekaar van buig. Dis wat nie reg is. Hoor gou wat moet jy hê as jy aan buig doen? Ek gaan in Engels sê, dit baie meer. The all-consuming fire of Yahweh that anoints and brings His revelation only when we bow. Is dit nie mooi nie? So ons het buig
En dan word die bondel gebind. En mag ons as 'n eenheid, mag ons hierdie as 'n huis saamgebind word. Saamgebind word as 'n baarleus wat reg is, reg geplan is, die regte volgende saam gebind word. En dis hierdie mooi first fruit offer gewaai word vir Abba. Dat Abba sy seun gaan haal en hulle is reg. En is ons werk om die ander aan buitekant te leer om die regte volgende te doen en te buig. Die regte groei word geplant word. Dan gaan die Yeshua kom en hy gaan sny. Hy gaan sny. Hy sny en hy gaan weer sny. Hy gaan sny en hy gaan sny. En as jy kyk hoe die balie wat hy gesny is, hulle het eers sikkels van flint gebruik, dis al klip sikkeltjies. Toe het hulle sikkels van brons en toe van yster gebruik. Ons het as boere, het ons altyd lyk so 'n gevaarlike wapen, hy het altyd bang gemaak, hy lyk so hoek, hy so hoek en dan sy handel, dan vat jy die gras en sy en sy gepantjies. Maar daai het hulle nie gehad en tippies gebruik. Nou Jesaja profeteer dat Yeshua sy gesig is soos flint gerig gaan wees op die kruis. Profeteer so. Jesaja sê Yeshua se gesig is soos flint wat gerig is na die kruis. Sy gesig wat hard gaan wees. Hy is nie los. 1 Korintiërs 10 vers 4. Hy is die flint. Hy gaan ons kom sny as die oes ryp is. Die vraag vandag is, hoe ryp is jy met toksis? Kan jy al gesny word? Kan jy gesny word? Mag Abba ons wys. Is jy reg om gesny te word? Buig jy heeltemal? Hang jy? Is jy vol? Ons het 'n tydperk dat ons hoe meer aftel. Dit is Jodisme, dit is Joodse, dit is die Jodedien. Jodisme die Jodedien. Dit is reg, maar ekskuus, ek wil nie reg genoem het. Dis om jy meer te tel. Vandat Yeshua opgestaan het, dis van nou af, tot 50 dae verder, totdat hulle, wat gebeur is, kom sê, dis van Yeshua af tot by Pinkster, 50 dae. Dis 'n Penta tegen 50. Okay? En sy selfde tydperk uit Egipte uit tot by Sinai, 50 dae, presies. Ja. Die een was 50 dae, dit is deur die doop van die Rooi See. Dit is in daai tydperk op pad, journey, op pad, na Sinai. En by Sinai het Abba vir hulle die huwelikskontrak gegee vir die bruid. Sy Torah, die eerste 5 boeke van die woord. Het Abba sy wet, hy vir hulle gegee. Dis al die goeders van die feeste, alles is ons nie. Het hy vir sy bruid gegee. Dit is die huwelikskontrak, dis maar die huwelikskontrak, sy ketubah gegee. Daai dag het hulle 3000 mense het bang geraak. En hulle die middelaar, want die middelaar was weg gewees. Moses was weg gewees. Nou dat goue kalf gemaak om mee te praat, om weer te praat met God. En nog steeds God op bid. Maar die middelaar, Moses was weg, toe maak hulle 'n goue kalf as middelaar om met God te praat, met Vader te praat. Dis wat hy gedoen het, hy bang geraak. En Yeshua, na sy kruisiging, presies 50 dae, het hy gesê van, die 40 dae, en wat nie doorkomen, 50 dae is Heilige Gees uitgestort, hoe oor 3000 mense, presies. En Vader, geef ons roog wat te wees, om ons middelaar te wees, om ons hart te wees. Yeshua is die middelaar, hy is die hoofpriester, maar roog lei ons nie. Die verskil is nou, in die 50 dae wat jy het, wat jy aftel, gaan jy vas aan Abba, gaan jy aftel, jy sien die tydperk nou in jou lewe, wat jy is weer die dood, jy volg, is God met ons, soos wat hy gevolg het, tot by Sinai, om die covenant te ontvang. Gaan jy
veel meer tel? Gaan jy aanhou jouself weer grond? Hulle reken meer as hulle tel, hulle sekere goed is tot vandag toe, jy mag nie eens musiek luister, maar mag nie eens dans en maar tye van wat hulle meer tel. Dit gaan weer in 50 dae, die volgende 50 dae, ons is gered deur die bloed van die lam. Ons is gedoop. Dis bekeer jouself en word gedoop. Tabernakels perfekte voorbeeld. Deur die bronsaltaar vergifnis van sondes word gedoop. Dis daar stuk van na die doop. Want die volgende een wat jy gaan kry, want Yeshua sê, ek is die weg, die waarheid en lewe, die weg is Yeshua, dit is hartbeskleidenis, bekering van sondes, deur die doop, wat is volgende? Die waarheid. En dit is jou weg, Simon. Daar is 50 dae tussen die weg en die waarheid. 50 dae. Want as jy tabernakel kyk, daar weer ingaan, is die waarheid, is die tweede wêreld, daar's 5 pale in die grond onder, dit verteenwoordig die Torah, die Joodse kontrak. Jy gaan deur die waarheid moet gaan. So jy het 'n tydjie hier, 50 dae nou, wat jy daar tussen daai twee gewees, wat jy nie dit is die afkort, gaan wees. Jy gaan wees. En dis daai tyd wat jy by almal moet wat jy moet tel, jy moet seker maak. Jy seker maak daai meer, jy tel hom, jy seker maak jy's reg, want jy's klaar verlos, maar die vyand gaan op jou blaas. Die vyand gaan probeer jou vir jou lieg en sê jou middelaar is weg. Hy gaan vir jou probeer aanval tussen daar en daar. En mag almal ons vol met sy roeg, daai gawes dat ons kan begin tel, dat ons kan begin, die gawes wat hy vir ons gee, as ons klaar gedoop is, dat ons daai tydperk wat ons het tot die volgende, tot die Heilige Gees uitgestort word, is eintlik 'n prentjie daarvan. Dat ons kan heel veilig bestaan. Dis belangrik. Ons kan heel bestaan. En dis al wat ons gaan leer om te weerstaan is as ons kennis kry van die woord. As ons kennis kry van die woord, want hoe Yeshua woord weerstaan nie van hom. Dis al. So, ek wil jou raad met hierdie van, is jy reg? Het jy vleis oorgegee? Het jy alles opgegee? Het jy jou aanspraak oorgegee? Is jy besig om te tel? Want daar wag iets vir jou. Daar wag dalk vir jou 'n nuwe oorlog. Daar wag dalk vir jou 'n nuwe gawe wat vir jou wag. Dis 'n journey. Maar hy wil dit vir ons gee. Hy wil nie net op Berg Sinai kom. Moses het geskyn daai dag toe hy van Berg Sinai afgekom het. Hy het so geskyn en ons hom toegemaak het. Maar die ramshoring, dis die plek waar die ramshoring geblaas het, is van Berg Sinai af. Dis daai tydjie wat ons nou is, tot met Pentekos. Dis 'n awesome tyd. Want daar's 'n groot trooster. Paulus sê gesê dat hy gaan vir ons sy roog gee. Hy gaan sy roog vir ons gee. En as jy nog daai tydjie is wat jy voel jy stop nog gawes, bly nie tel. Dit kom ons al uit van ons. Stop dat ons reg is, stop dat ons baie soet gee vir almal. Baie soet gee. Baie lieflik gee, baie mengsel van olie, van meel, baie mooi gee wat ons almal moet gee. Hierdie tyd gee ons voor. Dis amen. Dankie. Kom ons sluit af. Ek gaan ons seën uitspreek en dan kan ons lekker worship en dan dit ek. Ja, dankie. Vader, dankie Abba vir die voorreg, Abba wat ons stukkie uit die woord kom behandel uit Abba en Vader, hier kom leer ons Abba dat ons hier so spesifiek in die woord Abba hoe U wil hê ons moet vir U ruik. Abba, hier so spesifiek van hoe U offers vir U moet wees Abba. Elke offer, elke al was dit 'n sondeoffer ewen, was daar 'n reuk gewees. Abba, U kom leer ons, Abba, hoe U wil hê, U is 'n God van orde, U is presies, Abba, en Abba, mag ons hierdie soet geur vir U wees, Abba. Vader, mag ons hierdie meel en hierdie druiwesap en hierdie olie mengsel vir U wees, Abba. Vader, mag ons hierdie perfekte aan mekaar gesitte offer vir U wees, Abba. Dis ons hartsbegeerte, Abba. Abba, mag ons hierdie gebuigde are vir U wees, Abba. Hierdie barley vir U wees, Abba, wat reg is om enige tyd geoes te word.
Aba, dankie Vader, dat U vir ons die woord gee, as hierdie riglyn, as hierdie huwelikskontrak vir ons gee, Aba, van hoe ons moet gaan, hoe U elke dag van hierdie hele huwelikskontrak is soos 'n beskrywing vir die perfekte offer. Aba, dankie Vader, dat U so het kom betaal, die lam is geslag en Aba, U het die seun gestuur, U is so dankie dat U betaal het en aan die kruis gesê het, weet maar, dit is finished. Dankie dat alles betaal is, Aba, en U ons vry kom maak het. Aba, wat 'n groot voorreg is dit dat ons kan vry wees in elke dag. Aba, dat ons kan net ons oë toemaak en ons kan vra vir vergifnis van sonde. Of ons kan ons oë toemaak en ons kan net sê, Aba, sien hierdie voedsel, Aba, reinig hierdie voedsel. Dat ons nie meer hoef te gaan en ons fisies hierdie offers hoef te doen nie. Fisies hierdie as ons die eersteling skerf, nog fisies dit is ons dalk gesê elke dag, Aba, maar dat ons nie fisies meer lam hoef te slag en hierdie meel en alles bymekaar sit nie, Aba. Maar voor ons 'n prentjie wie vir ons kom leer en hoe ons as 'n presentation moet wees as hierdie offer voor U. En Vader, mag ons hierdie soet geur vir U wees, Aba, mag ons die insens opgaan na U troonkamer toe, Aba, dag en dag. En Vader, kom wys ons as ons nog ietsie doen dat dit nie dat op die pad staan dat nie vir U aanneemlik is nie. Vader, soos U Kain se offer verwerp het. Vader, kom wys ons, Aba, want dis maar ons hartsbegeerte, Aba, om nie verwerp te word deur nie, Aba, maar dat vir U glimlag sal gee op U gesin. Vader, mag ons lewe getuig daarvan, Aba, mag ons hierdie journey wat ons nou het, Vader, waar ons elke dag weer gaan tel, Aba, tot die uitstorting. Vader, as daar nog 'n nuwe gawe is wat wag vir elke boetie en sussie hierso, Vader, U ken ons roeping, Aba. U weet wat U gespreek het oor ons lewe, Aba. Jeremia 1:5 sê U het 'n roeping vir ons elkeen. U het ons geken voor ons gebore is. En Vader, U weet wat ons moet doen vir U. En Aba, ek bid vandag, Vader, U vir ons in hierdie 50 dae, volgende 50 dae sal wys, Aba, as ons nog wat kant ons moet gaan, Aba. Maar Vader, mag ons nie links of regs afwyk nie, Aba, en mag hierdie woorde nie uit ons monde uitgaan soos Yeshua gesê het, Vader. Maak ons hierdie strong en courageous en hierdie bold kinders van U, Vader, wat sal ingaan in hierdie tyd, Aba. En Vader, U water, U was ons, U reinig ons, Aba. U reinig die bloed van Yeshua, maar U sê tot U sal ons hierdie water kon sprinkel om ons te reinig. En so bid ek, Aba, dat U ons sal kom reinig met die waterbad van die woord elke dag, Aba. Dat U ons sal kom skoon was, Vader, en ons hierdie passie, hierdie vuur ons sal aansteek, Aba, dat ons as hierdie warrior sal stap. En U sal volg, Aba, waar ons moet gaan. U ken ons pad, Aba. Dankie daarvoor, Vader, en dankie vir die covenant wat in ons is, Aba. U sê, die verbond is vas in Yeshua. Die verbond is vas vir altyd. En Yeshua sê, ek is die nuwe verbond. Ek is, Aba, ons eer U, Vader, vir die tyd dat U ons hierdie fees gegee het, Aba, en hierdie 3 feeste wat ons kon vier, Aba, en dankie dat ons vanaand net kan joy hê, Aba, as hierdie baarde, Aba, wat vasgebind is saam met mekaar, Aba, mag dit 'n 3-dubbel tou wees wat ons vasbind, Aba, met U wat 'n beheer is van hy tou. Mag ons gevleg wees in mekaar en Abba, as hierdie eenheid, as die bruid van Jahweh. Dankie Vader dat U ons kom wys, Abba, U regverdigheid. Kom leef ons hier regverdigheid. Mag ons dit soek. U sê in die woord, soek U. Ons moet soek na die regverdigheid. Moet ons as soek hierdie week, soek hierdie volgende week, soek die volgende 50 dae die regverdigheid. Soek die koninkryk. Allah sê hy sal jou gee wat jou hartbegeerte is. Wat is jou hartbegeerte? Want Joshua het die hartbegeerte gehad om in te gaan. En te gaan in die promise. Hy het die hartbegeerte gehad daarvoor. Hy het die hartbegeerte gehad om te sê, nie in hel gesif te loop. Nie vir sy eie ding, maar vir die koninkryk. Maar mag ons heel eerst die hartbegeerte hê vir die koninkryk, Vader. Kom leer ons, kom wys ons die koninkryk, Abba. Kom wys ons die regverdigheid. Dankie Vader, Abba, ons kies U, Abba, ons kies om U lief te hê, ons kies om U te shema. Dankie Vader vir vanaand. Abba, ek bid nou vanaand waar ons hierdie gaan worship vanaand, Abba, bid ek dat hierdie offer wat ons vir U wil bring, Abba. Abba, mag ons hier humble kinders wees wat voor U wil kom buig, Abba, by U troonkamer. En Vader, wat ons hande wil uitstrek en
En hierdie offer wat ons vir U wil bring, so voor U kom neerbuig en kom gee vir U vanaand, Abba. Abba, waar die engele om U sit, Abba, en sing, holy, 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 Abba, mag ons net inval, Abba. Mag ons net inval, Vader, en net aanhou sing, Abba. En Abba, mag ons hele lewe sing vir U. Dankie, Vader, ek bid dat U van aanneming sal wees vir U, Vader. Dankie, Abba, ons is lief vir U. Ons is lief vir U, Abba. Mag U naam geseënd wees, Abba. Golgotha Adonai Elohim, Malecha Olam. Yeshua, mag U naam geseënd wees. Heilige Gees, mag U naam geseënd wees. Moet ons sê, Abba, het hierdie seën vir jou. Abba, het hierdie seën wat hy vir jou wil gee vanaand. Kan men in kind van Abba ontvang hierdie seën vanaand. Golgotha Adonai Mishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha, Lecha. Yesa Adonai Panavlecha, Yasemecha, Shalom. Moet ons sê, Abba, sê hy sal jou seën. Abba, sê hy sal jou bewaar. Abba, sê hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Ken hom net, dit is lief vir hom. Abba, sê hy sal sy aangesig oor jou verlê. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn soos, mag jy so skyn soos Moses geskyn het toe hy van berg Sinaï afgekom het toe hy verbond ontvang het. Dankie Vader dat U aangesig het ons toe gedraai dat dag toe die seën die swak sterwe in die kruis. Dankie dat U vir ons gekyk het, dat ons vergewe kan wees. Goed ons is ontvang hierdie shalom vrede van Abba. Vader, ek bid dat U ons sal seën met U vrede, Vader. Abba, in hierdie gejaagde lewe, al hierdie dinge wat ons in begaan. Vader, dankie dat U vir ons nog steeds die seën van vrede. Maak U saak wat. Vader, ek bid vir seën, die vrede, Vader, tussen elke man en vrou, tussen elke kind en ouer. Daar waar ons werk, Abba. Vader, ek bid dat U besighede sal seën, werksgeleenthede sal seën, Abba. Vir die vrede wat U vir ons het, Abba. Dankie dat U God met ons is, Abba. Dankie dat U sê ons skoene sal nie eers verweer nie. Al gaan nie in die woestyn, Maria. Dankie dat U saam met ons is. Dankie dat U ons tabernakel, ons tempel, dat U in ons is, Abba. Dankie dat U hoog in ons is. En dat ons oor die vensters van U sien is. Kom was ons vensters, Abba, dat ons kan bydra sien. Ons eer U, Abba, en ons loof en ons prys U naam, ons bid alles. En die seën Yeshua Messias se naam, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen. Dankie, Here.